Die skriflesing vanoggend is vanuit 1 Korintiërs 10. Nou ek gaan lees van vers 14 tot 22. Nou die vertaling wat ek daar gebruik, en ek het myself nou gebind, want ek het die 83 vertaling saamgebring, maar ek het die vertaling wat daar is die 2020 vertaling, so ek gaan saam met julle dit lees, so ek is nou afhanklik van wat daar gebeur. Daarom, my geliefdes, vlug weg van die afgodediens. Ek praat soos met verstandige mense, oordeel self oor wat ek sê. Die beker van danksegging, waaroor ons die dankgebed uitspreek, is dit nie deelname aan die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie deelname aan die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Kyk na die volk Israel, het diegene wat van die offers eet, dan nie deel aan die altaar nie. Wat bedoel ek hiermee? Dat 'n afgodsoffer tog iets is, of dat 'n afgod iets is? Nee. Maar wat hulle offer hulle aan demone, nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle aan demone deel moet hê nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van demone nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en aan die tafel van demone nie. Of is ons besig om die Here jaloers te maak? Is ons dan sterker as hy? Tot sover lees ons saam. Kom ons gaan terug na vers 14, na daardie eerste gedeelte. Daarom, my geliefdes, vlug weg van die afgodediens. Ek het gewonder of ek met hierdie voorbeeld moet begin, maar as ons kyk na 'n kontemporêre of dit wat in ons eie konteks plaasvind, dit wat ons beïnvloed, dan is dit wat in die media gebeur. The whole sordid affair van Jeffrey Epstein and others. Nou moenie dink vir 'n oomblik dat dit nou maar net 'n gerieflike vingerwysing is en subtiel by al die politici uitkom wat ons nie van hou nie, en ons hou tog so baie daarvan om klippe te gooi. Feit is net, dit is, behalwe dat dit tragies is dit eintlik 'n slegte ding om gebombardeer te word deur mense wat van beter moes geweet het. Die hele kwessie van etiek binne die maatskappy, van etiese optrede, en dit is nie daar nie. It is, in the real sense, it is a sordid business. Paulus sê vir die gemeente in Korinthe, waar hy 'n jaar en 'n half lank gewerk het, 18 maande, dis waar hy daar was en gewerk het en gebly het. Hoe weet ons wanneer dit was? Dit was rond 50-51 na Christus, in jaartal. Hoe weet ons dit? Want Gallio was die konsul, hy was die een in beheer, en ons het 'n inskripsie, hulle het 'n inskripsie gekry in die stad Korinthe, daar by die Bema, daar waar the seed of justice, hy het gesit, Paulus het voor hom verskyn, so ons kan dit met 'n baie groot mate van sekerheid plot, dat dit in die vroeg 50er jare was. So die gemeente is gevorm deur Paulus, hy het met hulle ernstig gepraat en die evangelie van Jesus Christus, die gekruisigde en opgestaane Here, verkondig. Maar hulle het geleef binne 'n stad, Korinthe, tussen die Adriatiese en die Egeiese See, wat die plek was om te bly. Korinthe, dit was nou, as jy wil, die plesierstad. Letterlik kan ons dit vir mekaar sê, dat dit was 'n plek van plesierigheid.
Maar hulle was ook mense wat vrysinnig was. Hulle het gedink hulle is in beheer van alles. Dit was ook 'n stad wat bekend was van die filosowe in die sin van die nalatenskap. 'n Stad wat baie beïnvloed was deur die Romeinse invloed. Hoekom sê ons dit? Want ons 'n paar interessante dinge wat daar gebeur het wat tog belangrik is in die geskiedenis. Die stad is in 146 voor Christus verwoes. Maar Griekse invloed het eintlik getaan nadat dit verwoes was. Maar in 44 voor Christus, deur die toedoen van Julius Caesar is die stad opgebou en daardie tyd is hy ook vermoor, maar die realiteit is dat dit 'n sterk Romeinse karakter gehad. So as jy aangekom het en steeds vandag, as jy aankom na die stad se kant toe, dan sien jy die Acrocorinth, daardie geweldige hoë berg waar Afrodite tempel. Venus is die Romeinse god, ekwivalent Afrodite, godin te doen met liefde, maar wat gebeur het met Julius Caesar was, dat hy was gesien as 'n deity, as 'n godheid. En toe later van tyd, ten tye van dat Paulus daar is dit al opgebou die stad, en dit is hierdie ongelooflike stad wat bestaan. Maar die tyd van keiser Augustus, wat die aangenome seun was van Julius Caesar. Omdat Julius Caesar 'n godheid is keiser Augustus die seun van God. En daar is 'n klomp tempels. Daar is 'n verskeidenheid van tempels in die stad Korinthe. Maar nou moet ek 'n waarskuwende woord met julle deel. Ons het 'n totale wanpersepsie. As ons dink dat in die antieke tyd het hulle 'n teologie gehad vir elke vorm van godsdienst wat daar was. 'n fyn uitgewerkte teologie en daar is reëls en regulasies en al die goed wat daarmee saamgaan. Nee, dit was nie so nie. Hulle het anders gedink oor godsdienst en religie, maar dit het gegaan oor wie jy dien. Wat doen jy in die praktyk? So as jy deelneem aan die kultus, met ander woorde as jy nie Asklepios tempel is of waar ook al, enige een van daardie ander tempels, dit waar jy jou offer bring, waaraan jy meedoen, dit is die godheid wat jy aanneem. Paulus het hulle geleer, daar is een seun van God. En daardie seun van God is Jesus Christus. En aan hom kom toe die eer en die loyaliteit. So jy kan nie net rond beweeg tussen die verskillende kultusse nie. Maar dit was 'n groot druk vir mense. Dit was 'n geweldige probleem vir mense binne die stad, want hulle het soos ons in 'n omgewing geleef waar die invloed was baie sterk van buite af. So they had to make decisions. They had to make decisions. Who are we going to follow? Gaan ek meedoen? Am I going to partake in all this, in all these different cults? Paulus sê vir die kinders onthaalde, julle moet hardloop, vlug weg, hardloop weg, betyds, moenie stop en dink daaroor nie. Moenie by dit betrokke raak. Dis wat daar staan. Onmiddellik sal mense vir mekaar sê, en as ons luister dan ons almal het prosesse wat in ons gedagtes, in our minds we are processing things and we think, how am I going to live? How am I going to do that when I get into a situation where it's a bit dubious and I have to make a decision? What must I do? Sometimes I have to. Maar daar is 'n woord wat gebruik word in die Bybel. En ek gaan vir julle die woord leer, want dit is nogal 'n interessante woord. Ekbasis in die Grieks. God gee 'n uitkoms. Hy gee 'n roete uit. So as daar op jou pad, op my pad, 'n versoeking is. As daar 'n versoeking is, en wanneer daar 'n versoeking is, dan is ek nie genoodsaak. I'm not obliged to do that, to follow that route, because there is an exit. Ekbasis in Grieks. Vir die interessante vir mense wat hou van lees, as julle baie tyd het, dan lees julle die boek wat Dan Slay vertaal het van Xenofoon.
Oorspronklik was dit genoem die anabasis van Xenofoon. In Afrikaans is dit afstande. Ongelooflik interessant. Dit gaan oor die 100 jaar voor Alexander die Grote, toe daar 'n opstand was teenoor die Persiese koning, waar die Grieke probeer het om die mag omver te werk, wat nie gewerk het nie. Maar die woord wat gebruik was die anabasis, die roete, die verloop. So daarom sê Paulus vir die mense, daar is 'n roete uit, die omstandigheid uit. Dis wat God vir gelowiges gee. Volgende punt is, dat mense sê, maar wat het dit met my te doen? Kom ons gee die tematiese agtergrond van die brief. Die brief gaan oor hierdie groot strominge. Het gaan oor die verbond, die verbintenis uit die Ou Testament wat na die Nuwe Testament toe kom. The commitment of God from his side to commit himself towards mankind, to save and to keep them, to look after them. So is een van die groot sentrale temas, ons moet dit in perspektief hou. We have to remember that. So daar is 'n paar ander ook, die kruis wat sentraal staan. Ons gaan net nou ook daarby kom, want daar is 'n spesifieke manier hoe Paulus na die kruis kyk en dit verstaan. Hy sê dan in die volgende gedeelte wat 'n baie belangrike ding is. Soos wat jy, wanneer jy uitgenooi word na hierdie mense se huis en jy saam met hulle moet eet en drink, dan kry jy deel aan daardie kultus en jy kry deel aan daardie godheid. Nou die preek is 'n bietjie moeilik, want nou onmiddellik, ons het nie sulke voorbeeld van waar ons genooi word en daar word aktief afgode aangehang en so mee. Maar kom ons kry eers duidelikheid aan die deelname. Dis wat Paulus sê. As jy meedoen aan die verkeerde, sê hy vir hulle, dan kry jy deel aan. Dieselfde argument, as jy en ek hierdie nagmaalstekens gebruik, kry ons deel aan Jesus Christus. So this is extremely important to understand, but it's also very difficult. Because how do we get that? Hoe kry ek deel daaraan? Are these physical elements? Does it become holy? Is it an infusion? Or is it only a sign? So dit is die vraag wat teoloë hulle vir dekades lank en eeue lank al mee besig hou. Wanneer Calvin hieroor praat, dan sê hy daar is 'n mystieke, daar's iets wat ons nie verstaan nie. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees is ook hier in die nagmaal teenwoordig, wanneer Jesus Christus homself bedien. Wanneer Jesus homself bedien, en dit wat hy gedoen het, die verlossing wat hy bewerk het, dis wat hier gebeur. Maar hoe doen hy dit? Hy doen dit deur die werking van die Heilige Gees. Dis 'n misterie wat ons nie verstaan nie. Dis nie mystiek in die sin van die verkeerde konsep, maar dis 'n misterie, mysterion in die sin van ons verstaan dit nie heeltemal nie. Maar ons moet pas op dat ons van die nagmaal maak net 'n leer teken. It's only a signal, a sign. It's more than that. But it's also not transubstantiation, waar dit verander word in die bloed van Christus, soos die Rooms-Katolieke Kerk dit leer. So as gelowiges, van die gereformeerde tradisie, hou ons vas daaraan, dat Christus is hier teenwoordig. Maar ons kan dit nie mooi verstaan en mooi verklaar nie. Maar ek moet verstaan en aanvaar, dat dit Jesus is. Nie net wat die tekens na wys nie, maar hy is die een wat homself vir ons gee. So nou kry ek deel aan Jesus Christus. Daarom is die nagmaal vir die gelowiges so ongelooflik belangrik. Ons deel in dit wat hy vir ons gedoen het. So seker as wat ek die brood eet en die wyn drink, so seker kan ek weet dat hy dit aan my bedien, aan my gee, hy dit bewerkstellig. So julle kan aanvoel dat die teks is so ryk en so vol, en ek kan tog nou nie in een preek oor die hele nagmaal teologie praat. Maar Paulus verduidelik. Hy sê julle moet verstaan, julle kry deel aan Christus. So nou raak dit problematies. As jy deel het aan Christus,
om nou te wil deel hê aan die afgode. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie gebeur nie. Maar nou moet ons gaan dink oor wat word bedoel met afgodediens. En dis nou waar die ander dilemma kom. What do we mean? Wat het Luther gesê? Wat het Calvin gesê? Wat sê mense vandag? In kort kan ons vir mekaar sê. Die eenvoudige terminologie is dat as ons praat van 'n afgod, dan is dit nie soseer net iets wat gemaak is nie. Dan is dit waarop jou gedagtes gerig is, jou wil gerig is, jou begeerte gerig is. So kom ons sê vir mekaar dat baie mense sê geld is party mense se afgod. Hoekom sê hulle dit? Want dis al waaroor hy praat. Dis al waarvoor sy leef, of hy leef en werk. Dis sy sekuriteit. Baie keer het mense al gesê, dit wat weggeneem word van jou, ons sal sien, wat is dit wat jou hart aanhang, want as dit van jou weggeneem is. Mense baie keer neem so vertroue, stel soveel vertroue in hulle eie vermoëns, in hulle eie besluitneming, dat hulle weet, dis hoekom Paulus vir hulle sê, ek praat met mense wat insig het, mense wat dink hulle verstaan, mense wat dink hulle is slim. Dink weer, waaraan hang jou hart? Waarheen is jou gerigtheid en gesindheid? Nou my ondervinding in die bediening is, dat die meeste mense kom redelik vinnig by 'n antwoord, dat hierdie het niks met hulle te doen. Dit het miskien met ander te doen, maar niks met hulle te doen. So dan beteken dit, ons kan nie eintlik daaroor verder praat nie, want ons het nie afgode in die sin van hoe dit daardie tyd was nie. As jy gaan kyk na Luther se definisie en hoe baie mense vandag daaroor dink, dan raak dit nou weer 'n ander krisis, want dan gaan mense sê, maar almal van ons het die een of ander vorm van 'n afgod. Ten minste is die gesprek dan oop. Kom ons bedink, kom ons worstel, want dis wat die Here met ons doen. Hierdie maaltyd is 'n vraagteken vir elkeen, waar lê jou diepste lojaliteit? Dis eenvoudig. Wanneer Paulus oor sonde praat, dan praat hy nie net van dade nie. It's not only about the acts of sin. He's talking about, and he's doing it throughout all his theology. It's the direction. It's the attitude. It's the craving. So terloops, wanneer ons vir mense wat bietjie geld het, wil beskuldig dat hulle almal geld as 'n afgod het, laat ons nooit vergeet nie. Een van die uitsprake wat vir my altyd sal bybly is wat iemand eendag gesê het, those who have it the least love it the most. Is dit nie so waar nie? Those who have it the least love it the most. Dit beteken nie dat almal van die hoek af is nie. Kom ons vergeet van die geld. Mag, politieke mag, om geen grense te hê, die vrysinnigheid om te kan besluit sonder dat daar vir my reëls is. Probleem. Want dit hou nie rekening dat daar 'n lewende God is wat my red, maar hy red my in Jesus Christus binne sekere parameters. Ek is nie vry in die sin van die vryheid wat in die paradys met Adam was nie. Wanneer Adam die vryheid misbruik en Eva, dan is saam. Wanneer hulle die vryheid misbruik, dan wil hulle God speel, hulle wil God wees, hulle wil self besluit. Because they know better, and we are no better than them. Until we are saved. Now, after we are saved, we are being saved into. Ons word los van ander loyaliteite ingebind in 'n ander gelowige gemeenskap. Dit alles gebeur deur die kruis en die opstanding heen. Mense, hoeveel kere het ek al gesien as ek nou op Facebook lees en ek lees wat die artikels wat mense skryf, dit is asof mense oscilleer. Party het vasgehaak by die Ou Testament en hulle wil ten alle koste al die Ou Testamentiese wette wil hulle insleep
asof daar nie 'n Nuwe Testament en 'n kruisiging en 'n opstanding was nie. Hulle het geen konsep van die koninkryk wat gekom het nie. Hulle het baie min begrip van die nuwe mensheid, 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons is gered. Ons het deel aan. Maar dit beteken nie, en dit sê Paulus dwarsdeur, dit beteken nie die saak is afgehandel nie. Maar it's already happened. There is a part of the coming of the kingdom that has already been done. But there's also a part that's been awaited. Daar's 'n alreeds en daar's 'n nog nie. Daarom is dit so belangrik dat ek leef met daai perspektief. Ek is 'n gelowige. Ek behoort aan Jesus Christus. Maar daar is 'n verleiding. Elke dag is daar baie stemme en mense wat my verlei om 'n ander loyaliteit te hê. Maar as ook in my eie gedagtewêreld is dit nie tog so waar nie. Dat, soos Calvin gesê, die hart is 'n godefabriek, dat ons kry ons eie loyaliteite. Ons hang ons harte aan alles en nog wat vir ons so kosbaar en belangrik is, dat Jesus Christus verdring word. Hy is net nie so belangrik nie. Hy's 'n randverskynsel vir baie mense. Maar vir ons as gelowiges, en dis met wie Paulus praat, hy sê dit kan nie. As jy gelowig is, dan het jy deur die kruis en die opstanding 'n nuwe mensheid geword. Daar is herstel. So om mense die hele tyd in 'n staat te hou van sondigheid en net skuld sonder bevryding, dis verkeerd. Dis nie Bybels nie. Sonde is sonde en dit moet bely word, maar daar's bevryding en daar's vergifnis. En as ek deel kry aan Christus, dan is daar 'n nuwe lewe. Hoe lyk daardie lewe? In daardie nuwe lewe, en dit is wat julle almal moet saamvat, staan die loyaliteit aan Jesus Christus sentraal. It's absolute, crucial and central. Our loyalty, first and foremost and last, is Jesus Christ, our Lord and Savior. So you have to don the glasses of looking at the world through the lens of Jesus Christ. We interpret everything through what Jesus Christ already did and what He has promised for us to do and what we will receive. So dis hoe dit werk. So ek gaan elke ding wat ek mee betrokke is en by betrokke is en waarmee ek my besig hou elke dag, elke gedagte moet ek in terme van Jesus Christus bedink. What is His will? What is His direction? And when I encounter a situation, as ek nou genooi word na daardie eiland met die Lolita Express, kom ons sê dis 20 jaar gelede, ek kan my indink dat daar vir party mans en vrouens so terloops was dit nou hierdie experience. En dan gaan ek, in plaas daarvan dat ek wegvlug, is ek op die vliegtuig. I'm inevitably en route to a destination that I didn't want to be actually at. So waar is die loyaliteit? Aan myself? En dis nou maar een voorbeeld. Ek kan talle ander voorbeelde noem waar mense op 'n stadium, daai pad, my pa was so lief vir die boekie, die draai in die pad en die vurk in die pad. Hy het iets verstaan, dink ek, van dat almal van ons was al talle kere op daai moment wat jy by die kruispad was. Gaan ek links? Gaan ek regs? Gaan ek weghardloop of gaan ek skoorvoetend saam stap? Paulus sê, jy behoort aan Christus, maar jy moet daardie loyaliteit uitleef. It must be central. Dit is in ander woorde gestel, jy moet leef 'n heilige lewe van afsondering. 'n Heilige hagios afsondering lewe beteken, as ek gedrink en geëet het, dan kan ek nie die krag daarvan gebruik om 'n ander rigting in te slaan as wat Jesus wys nie.
Jy gaan sooibrand kry op daai pad. En dit gaan nie werk om aan mekaar jou te doseer met 'n pilletjie hier en 'n pilletjie daar. It's all about him. Die gelowiges, en dit is amper klaar, dis nie net jy nie, dis nie net ek nie, dis ons. Want dis die ander tema in die Korinte, waar Paulus vir hulle sê, julle is so vrysinnig, julle is so sterk, julle dink julle weet beter, julle is in beheer van alles, dat julle neerkyk op die ander. Julle is nie soos Christus nie, wanneer julle 'n lewe leef aan Christus gehang, dan begin julle te doen soos Christus, te lyk soos Christus, dan gaan dit wys in julle optrede teenoor die swakkere mense. Then you are not going to make life difficult for the others. That's part and parcel of the congregation. You are going to have an eye for them, a feel for them, a heart for them. You're going to display Jesus Christ. It enables you through the Holy Spirit, through the nourishment and the encouragement, you are being enabled to live within this community, the koinonia. We all share. That's why we are sitting together. We are partaking. We all receive. Maar dis nie alwaar dit eindig nie. So now, whilst you are receiving, and after you have received, you go and you live within the community. Enige vorm van mense wat so heilig raak, dat hulle afskei van die res van die mense, of die wêreld, of die kerk. Ek het dit baie keer in my lewe gesien. Ek het iemand geken, 'n prominente persoon. Sy het vir my gesê, sy was eers in die NG Kerk, en toe was sy in die hervormde kerk, as ek reg onthou, en toe sy na 'n charismatiese kerk toe, want die Gees is daar, en toe op die ou en het sy ook daar nie reg gekom nie, want die Gees was nou nie daar nie, en toe sy van daar af, waar het sy geëindig? By die kontemplatiewe, by die stil word, net sy in Christus, glad nie meer met die kerk. Nagmaal eet en drink ons onsself vas aan mekaar, want ons is in Christus onherroepelik aan mekaar verbonde. Ek kan julle nie prys gee nie, en julle kan my nie prys gee. Kom ons sê dit vir mekaar, enige vorm van gedagte, dat ons kan sê, maar ek is, like Don gesê, island on my own. Nee, dis nie Bybels. In Christus het ek altyd 'n verantwoordelikheid. Maar ek het ook 'n verantwoordelikheid aan die gemeenskap waarbinne ek lewe. So ek skei my nie af, want nou is ek meer heilig nie. Hoeveel keer in my lewe het ek nie gehoor van, Matteus 23, die wit gepleisterde grafte wat daar voor in die kerk sit, hierdie eerste paar banke, julle is die wit gepleisterde grafte, ek sal maar daar agter sit, soos die tollenaar. Geen refleksie op die wat agter sit nie, julle verstaan wat ek bedoel daarmee. Fundamenteel is daar 'n fout met die gedagtewêreld. Ons almal is mense wat nodig het om te eet en te drink. Ons almal het die redding nodig en voortdurend die herinnering, en ons het die ontvangs nodig, sodat ons almal in afhanklikheid, because we cannot be without Christ, we are going to live in the community. We are not apart from the community, because we are now more holy. That was exactly the problem in the congregation of Corinth. There were people that thought they were so in charge, they were so advanced, they were the super Christians. There's no such thing as a super Christian. There's no such thing. That's what Paul also said. I'm the least. I know it's a different context, but you can also apply it. So as jy heimlik dink, heimlik, en ek het dit verlede week daarby aangesê, as jy heimlik dink, dat jy eintlik nie so sleg is nie, dan is daar 'n groot probleem. Groot. Want dit vertoon nie iets van Christus nie. In Christus, die gesindheid
wat hy het om homself prys te gee en aan die gemeenskap en aan die wêreld te gee as 'n lewende offer, sodat hulle kan deel kry. Dis hoekom julle net nou gaan sien, daar's een stoel wat oop is by die nagmaalstafel, vir die een wat nog daar moet gaan sit. So die nuwe lewenswyse in Korinthe, wat 'n nuwe gemeenskap vorm. So jy leef 'n lewe van afhanklikheid, altyd afhanklik. 'n Christen is iemand wat bidend afhanklik is, diep bewus van sy en haar onvermoë, maar wat nie leef met 'n fatalisme, ek is nou maar net Satan se moddermens nie. Nee, jy is die gereddene in Jesus Christus, jy's 'n nuwe mens. Maar nou moet jy uitleef en uitspel in dade waar jy jou lojaliteit lê. Elke een van ons. Dit alles word bewerk en in stand gehou deur die Heilige Gees. Dis die ander saak. As jy dink vir een oomblik dat jy dit kan self doen, dis Paulus van sy temas wat dwars deur die boek loop. Jy kan dit nie uit jou eie doen nie, ek kan dit nie uit my eie doen nie. So daarom is daar, it's a fallacy to think I can be a strong Christian, because when I'm a strong Christian, there's no need for the Spirit. A Christian is somebody that always understands I'm in need for the guidance, the direction, the discernment of the Spirit, the power, the companionship of Jesus Christ, and I'm not alone in this world. And now I'm being sent to, because Jesus Christ is going through me to the others. So daarom hardloop ek weg van, en as die kinders dit kan onthou, as jy 'n Christen is, dan leer jy om weg te hardloop. Sal julle dit onthou? Oor 50 jaar, wat het Dominee Vreek gepreek? Hy het eendag gesê ons moet weghardloop. Jy's reg. Daar by Alexandrië was 'n man wat oorlede is, baie toegewyde man. Hy het eendag by 'n kerkbazaar ingestap en oor die drempel van die saal, wat nogal vernoem was na sy familie, het hy gesterf van 'n hartaanval. Hy het altyd gesê, vlug is 'n goeie ding, solank dit betyds is. Vlug is 'n goeie ding, solank dit betyds is. En ek het baie in my lewe daaroor nagedink. Daar was kere, wat jy en ek moes weggehardloop het. Was daar 'n ek-basis? Was daar 'n uitkoms? Maar aan die ander kant, jy hardloop na Jesus Christus. Jy kruip na Jesus Christus. Jy neem jou toevlug tot Jesus Christus. Daarom in die nagmaalstafel is dit vir mense wat as ware daar sit en sê, ek kwalifiseer nie, maar ek hardloop na die tafel, want dit is waar my lojaliteit behoort te wees, en dis waar ek vandag ook nie die besluit neem, waar ek wil my lojaliteit gee, is by Jesus Christus. Hulle mag nagmaal gebruik, nie soos party mense, wat in sekere van die super hervormde of gereformeerde kerke in Nederland hoor ek, hulle is oor die 80, hulle het nog nooit die nagmaal gebruik nie, want hulle het nog nooit gekwalifiseer. Jy kwalifiseer wanneer jy jou nood verstaan. Daarmee sê ek nie, jy kan in sonde volhard nie. Dis juis wanneer jy bewus is van die sonde, dat jy weghardloop van en jy hardloop na die sentrale figuur van Jesus wat die Christus is. Amen.